Ja, al die man uit die moot, maar nooit die moot uit die man. Moot tot die dood. Dis wat ek vir jou wil sê. Ek ken daai. Hier sit Johan Scheppel, motorrot van Alumni. Johan is baie lekker om hier te hê. En ek en Johan was eintlik saam op skool gewees. Johan het toe nou uitgestyg bo sy omstandighede. Ek het nou maar hier opgeëindig. Johan, ek weet dit nou, maar waar kom hierdie viool? Hoekom viool? Want kyk, ek wil sê die dames het tou gestaan op skool vir hierdie Daar in Wonderboom. Ja. Ja, kyk, nee, ons is 3 broers en as ons as jy so, okay, 3 is bietjie jonk. Ja, maar ek so 5, 6 rond, daar was 2 reels rugby en viool, non-negotiable. Dis die moed. Rugby en dis wat jy viool. gedoen het. Dis Afrikaans en Rugby en viool. Exactly, laat jy gaan, jy weet so. Ja. Ons is gebalanseerd. Ja, natuurlik. Maar waar het vir jou begin? Was daar altyd musiek in die huis? Was daar Ja, my ma is weet musikaal, alles is 'n familieding, ja. Ja, en ons het 'n wonderlike musiekdepartement natuurlik gehad by ons alma mater. En dit nog steeds. En Johan, jou vertonings vandag is energiek. Hoe sou jy dit beskryf? Hoe sit jy so vertoning aan mekaar? Want jy doen baie moeite met wat jy doen. Ja, dit is natuurlik heeltemal anderste as back in the day. Ja. Natuurlik ek het klassiek groot gemaak en so. Ja. En as jy in die 20's kom dan ontdek jy rock and roll. Ja. En the rest is history, verstaan? So, nee, jy weet al jou invloede en so, jy probeer dit regtig dinamiek maak, weet dinamies as moontlik en ja, met al die rock en die pop invloede probeer jy op die tafel spring en verhoog en al daai tipe dinge, ja. En nou begin 'n ou se rug dit nie meer hanteer nie. Ja, kyk, my enkels is al klaar. Ek voel my enkels. Ek het seker al 2 enkels gebreek of verswik van stages en strande afspring en tafels en al sulke goedjies. Ja, dis maar seker maar sportbeserings. Ja, nee, nou is dit nie meer net 'n enkelspel nie, hierdie Johan, jy het vir lank saam met ander kunstenaars ook gespeel. Dit nie dadelik. Vertel ons 'n bietjie van daai van jou pad in die bedryf, die laaste amper 20 jaar. Ja, 20 jaar so ek natuurlik ons was saam op universiteit ook gewees. Ja, so heeltemal van daai milieu af na weet toe Baljakkie Lou my eendag en toe begin ons daar en toe sit deur van daar af en ek het saam met Savuka Keith Hutchinson gewerk en Jethro Butto van Savuka en daai ouens. So heeltemal 'n Afrikaanse industrie en rock and roll en Engels en so en 'n paar lekker projekte gedoen oor see. En toe so in 2021 toe ek geteken by Universal en toe doen ons 'n Afrikaanse album wat goed gedoen het en baie Engelse goed en nou is ek hier. Ja. Lieflik. Is daar enige vertonings nou so oor die Desember, want die Desember maand is maar tradisioneel besig vir musikante. Waarna kan ons kykers vir jou uit? Waar kan hulle vir jou uitkyk hierdie Desember? Wel, ek kan natuurlik op my sosiale media gaan kyk vir die 31ste is ek by Emerald Casino en die 24ste en dan is dit familietyd. Ja, want so gepraat van familie, jy het ook nou vars pa. Dis reg, 5 weke. 5 weke. So, is dit 'n dogtertjie? Dis 'n dogtertjie. Ag, papa. Ek is baie bly vir die make-up want dit lyk asof ek lekker slaap gekry die laaste 4 weke, jy weet. Soos jy self weet. Ag, lieflik. Ja. Yes, Johan, maar alles nou tong in die kies gesê en ons maar ons hou jou loopbaan dop en baie geluk met wat jy reg gekry het tot dusver. Ek seker jy gaan nog baie groot hoogtes bereik en ek seker ons kykers sal met jou. Dis 'n mooi ding. Maar hang rond, papa. Ek sien. Motor die dood. Dis hy. Ek gesels met Gesin Du Plessis. Wel, meeste van hulle. Dit is nog nie almal nie, hoor. Hier sit die lot. Maar kort nog 2. Ja. Bismarck, ek gaan sommer met jou begin op die punt, man. Hoe dag sê. Welkom met jou, Leo. Ek het nooit geweet jy kom van die moot af nie, nee. Ja, maar kyk, dat so leer ons vandag mekaar ken. Nou verstaan ek meer hoe jy daai snor gehad het, nee. Bismarck, so jy het nou 'n vol gesin, daar's nou 'n klomp mense. Wat is jou herinneringe van Kers, van kleintyd? Daar was net een reël in my hele huisgesin, is Kersfees is ons saam. Maak nie saak waar jy is in die wêreld nie. Ons as gesin het altyd saam Kersfees gehou en ek probeer dit nog steeds vandag my eie kinders leer, is baie keer moeilik. Maar ja, vir my is Kersfees 'n wonderlike tyd. Hoe ouer 'n mens raak, hoe meer besef jy hoe bevoorreg jy is om 'n gesin te hê en om mense te hê wat lief is vir jou. Ja. Anja, jy 'n ma van 5. En jy het nou al hierdie versierings ook gedoen. Doen jy dit by die huis ook? Is hierdie tyd vir jou
spesiaal wil ek amper sê. Dit is, want mense het ook net jou kinders in jou huis vir so kort rukkie. So jy wil hê dit moet vir hulle spesiaal wees. Jy wil amper 'n huis en 'n atmosfeer skep oor Kersfees wat hulle gaan onthou en sê, onthou jy, want ons nou hier opdaag, ek het my Kersboom saamgebring, toe sê hulle dadelik, mamma, dis ons boom. Ja. So jy wil hê dit moet 'n herinnering vir hulle wees wat mooi is. So ek probeer my uiterste bes met dit ook wat ek het, soos ek nou ook by die tafel genoem het. Katstert, jy pluk dit uit die tuin uit en jy maak dit vir hulle mooi. Smaak mooi. Manne nou, ek wil 'n bietjie by julle hoor. Sê nou net gou vir my julle name uit. Sê net so oor die mikrofoon, laat ons net hoor wie's almal. François. François en wie's daar? My naam is Gideon. Gideon en wie's daar op die punt? Westmark. Dis Mark. Jy lyk vir my na 'n lekker ouer. Is Kersfees vir julle 'n lekker tyd? Baie. Hoekom is dit vir julle so lekker? Gedra mamma en pappa hulle dan maar by die huis en so. Maak hulle dit vir julle lekker? Baie. En wat doen julle so oor Kom Kersfees? kuier. Deel julle dan geskenke uit? Ja, baie. En baie lekker persente. Baie lekker persente. Hoorie maar daar's twee sissies ook. Ja. Maar bring hulle bietjie in. Hier kom die. Kom aan, Ami. Kyk hoe mooi lyk julle. Hoor, die skoene is ook al uit. Ja nee, die skoene is uit. Hallo. Sê hallo Hanna. Wat is julle name? So hierdie een is Amelie en daai Amelie. een is Hanna. Anna. Hulle praat so 'n bietjie Sotho en Afrikaans, so hulle woordeskat strek wyd. Luister nou maar, hoe lyk 'n tipiese Kers? Hoe lyk hierdie Desember? Kom ons sê hierdie Desember vir julle. Bismarck, wat gaan julle hierdie Kersfees aanvang? Met die lot. Soos ek nou vir jou sê, eintlik my pa nooit te sê gehad en waar ons Kersfees was nie. Ons was altyd by my ma se gesin, maar omdat mense nou 'n bietjie meer liberaal wil wees, is dit een Kersfees ons Du Plessis Kersfees en een Kersfees van Sail Kersfees. So wow. gelukkig het ek dit hierdie jaar 2 keer in 'n ry gekry, of die laaste 2 jaar. Dis by my laas jaar gewees en dis hier jaar by my. Ja. So my vrou kan lekker werk. Ag nee, heerlik. Luister manne, maar kan julle vir ons geseënde Kersfees in Sotho sê? Kan julle dit doen? Weet julle nie hoe nie. Happy Christmas. Happy Christmas. Luister, julle is 'n lieflike spul en ek hoop julle het 'n wonderlike Kerstyd, maar julle moet nou nog nie weggaan nie want ons gaan nou eet en ons gaan mamma se kombuis te mekaar maak, al die versierings En al die koekies, al die koekies Kerskoekies. eet en alles. So hang net hier rond. Maar heerlik om julle hier te hê. Nog 'n somerson Kersfees, want die koningskind verjaar. Ek skryf vir jou uit die noorde, sal die posduif vra, sal hy gaan draai in die suide, by die berg en die see. En daar waar my liefde kaalvoet loop, die nota vir jou gee. Ek bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem. Gee dit water op Bloemfontein. Uit Hannover bring ek kappertjiesaad uit die tuin van nommer 3 Dalingstraat. En hanepoetdruiwe uit die Parelvallei. Nog 'n somerson Kersfees, want die koningskind verjaar. Die Suiderkruis my kompas en 'n engelekoor staan en my hart gesels langsaam oor die liefde en ek weet die herberg lê om die draai, jy wag vir my by die see. Ek bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem. Gee dit water op Bloemfontein. Ek kan overbring ek kappertjiesaad uit die tuin van nommer 3 Dalingstraat. En hanepoetdruiwe uit die Parelvallei. En hanepoetdruiwe uit die Parelvallei.
Nee, ek gesels nou met twee van my gunsteling mense en dit is nie net omdat een van hulle lekker kos bak nie. Nou met julle so pragtig is. Hallo Abigail. Hallo Tannie. Tannie, is ek so oud, maar is dit vir jou lekker om hier te wees? Ja, Tannie. Help jy soms jou ma in die kombuis? Ja, Tannie. Met Kerstyd? Nee, nie gewoonlik nie. Maak sy vir julle lekker kos ook met Kers? Ja, Tannie. Wat is jou gunsteling ding wat sy maak? Dink gou. Roomys, wat sy koop? Cornie, wat is vir jou spesiaal rondom Kerstyd? Want julle is 'n wonderlike familie, kan 'n mens sommer sien. Ja, nou gewoonlik 'n natuurlike kerstafel Ja. want dis waaroor Kersfees vir my gaan. Is 'n kerstafel met samesyn met al die familie en lekker eet en net saam wees. En jou dogter, jou ouer dogter wat nou vandag hier is nie? Sy's op 'n trekvakansie. So ja, maar ja, Ma is nie meer so cool maar is nie meer so nie. cool en belangrik nie. Abby dink nog ek skool. Nou Abby, ek hoop jy kry wonderlike Kersgeskenke hierdie Kerstyd en dat jou ma jou toelaat om dan ietsie in die kombuis te doen. Okay, En Tannie. jy lyk pragtig. Kan ek 'n drukkie kry? Ja, Tannie. Wonderlik. Ja, Davie is hier met die twee mooi vroue in sy lewe. Die ander een is nou nie hier nie. Dank Vader, hulle het hulle ma se looks gekry. Die twee bakvissies. Dit is ook presies. Julia en Daria, baie welkom hier by ons. Julia sê net eers vir my, is jou pa darem 'n ordentlike Kersvader? Gee hy ordentlike Kerspresente? My ma koop persente, hy betaal. Hy betaal. Dis is dit woord. Ek hou Hy daarvan. betaal, my ma gee die persente. En hoe klink geseënde Kersfees in Russies? Strasjestwom. Okay, ek gaan dit nie kan herhaal nie. Sê gou weer. Strasjestwom. Strasjestwom. Ek het waarskynlik nou iemand gevloek, maar dit is ook okay. Daria, wat is jou gunsteling ding wat jy doen rondom Kersfees? Want ek weet hierdie jaar is dit besonders. Wat ek hou van om te doen vir Kersfees is vakansie te gaan met my ma en pa en my sussie. Ja. Julle reis baie, nê? Ja. Ja. En waarheen gaan julle hierdie jaar? Ons gaan na Oostenryk toe in Nederland. O, okay. Gaan julle daar ook verskriklik lekker inkopies doen? Ek hoop so. Nee, hoop so. Papa het jy gehoor, nee, hulle hoop so, so betaal asseblief. Ja, ek betaal altyd, dis my altyd ek wat betaal, maar hulle praat altyd die res is in die huis, so ek verstaan nooit wat hulle sê. Hulle konkel agter jou rug. Mia en Ja, Eva. ja. Vertel my van hulle. So Mia is my oudste dogter en Eva die jonger een. Mia het 'n prentjie geteken van Poepsie. Nee, hy help jou as jy oepsies maak. Dit is hoe sy Kersfees sien, want sy sê haar grootste wens of hierdie karakter nou se grootste wens is dat almal Kersgeskenke moet kry en die glimlag wat jy dan op jou gesig het is dan eintlik hierdie karaktertjie se geskenk, né? En dan vir Eva is die belangrikste ding rondom Kersfees is maar familie. So dit is om oumas en oupas te sien en om met niggies te gesels en te kuier en sy sê oom Solly is baie funny en oom Reginald is baie snaaks en oom Reginald noem hulle ook die Here het verkeerd gestuur, is 'n baie oulike storie. Hulle het sit 'n naaldwerk doen by my sussie en toe is hulle nou honger en matelui om kos te maak en daar stap Reginald in, my suster se man en my sussie sê o, die Here het vir ons iemand gestuur om vir ons kos te maak en hy draai so om en hy sê die Here het verkeerd gestuur. Ja, so Kersfees is vir hulle spesiaal, maar hulle is 'n bietjie kameraskie. Hulle is nou nie sulke skouperde nie. Nee. Ek vir dit aan die dankie dat julle hier kon wees. Ja. In Russies, jy moet 'n bietjie. Sis vir jou. Die mic, jy moet vir hulle die mic gee, moenie jy hier die kollig kom vat nie, pappa. Sê gou weer in Russies. Спасибо, что мы могли здесь сидеть. Dit was baie so goed. Dit is basically soos dankie dat het ons kon hierso wees op TV en al daai dinge. As daar nog een geskenk is wat jy graag sou wou hê, wat jy pa nou nog nie vir julle gegee het nie, wat sal dit wees? 'n Motorfiets. 'n Motorfiets. Hoeveel jaar het jy nog voordat jy 'n motorfietslisensie kan kry? So 4, 5 jaar? Waar trek jy nou as jy 12, 11?
is 12. Is 12, nee, so jy moet nog hoeveel jaar wag? So 4 Ja, jaar. hulle met 16 dink ek kan hulle 16, motorfiets, okay. ja, moet- So, maar ek sou nou vir jou sê jy moet al begin spaar, maar jy weet jy het mos nie nodig om te spaar nie. Jy kan nie die kaart aangee. Dis wat hulle dink. Dis wat hulle Dis dink. wat hulle gewoonlik dink, ja. Julle baie dankie. Julle is pragtig. Geniet die vakansie, vlieg veilig, ski veilig. Ja, en gee julle pa 'n bietjie hel, hy verdien dit. Nou hierso is Leon se span, dit is Karamay. Dis Karamay daai enetjie. Ja. Alaya, dis daai nie. En dan natuurlik Lua is hierso. Lua, is jy nou al dik om hier te wees? Wil jy nou al by huis toe gaan? Ja. Jy wil nie meer hierso wees nie. Lua, jy jok. Dis vir hom baie lekker. Hy het almal nou hier om sy pinkie gedraai. Die man charm. Nee. Ag, baie soos sy pa, jy weet maar. Baie stil tipe. Stil. Karamay, vertel vir my, wat wil jy die graagste hê vir Kersfees? Jy weet nou, jy het een kans, sussie. Ek wil 'n boetie en 'n sussie hê wat nie op my skree nie. Wat nie op jou skree nie. Ek het Kyk, daar is 'n bietjie van 'n twist tussen die twee oudste sibbe hier op my linkerkant. Alaya, vertel 'n bietjie vir my, is jou boetie en sussie darm soet? Partykeer? Okay. Is papa darm soet? Nee. Dit is absolute waansin. Moenie vir die kind nog vra nie. Sy weet nie wat sy sê nie. Nou vertel vir my, wat wil jy hê vir Kersfees? 'n regte monstertruk wat ek op kan ry. 'n Regte motor. Monstertrok. 'n monstertrok waarop hy 'n kan ry. monstertrok. En wat gaan jy doen as jy groot is eendag? In 'n groot skool wees. In 'n groot skool, dit maak nogal sin. Weet julle wat jy gaan doen as jy groot is? Ek wil 'n advokaat word. 'n Advokaat, nou is dit omdat jou pa so baie in die moeilikheid is. Nee. Waar gaan jy leen vir Kersfees? Wat beplan julle alles om te doen? Wel, ons gaan bietjie see toe. Dis dit. Sê vir hom Dawie, wat is see? Ons gaan Stilbaai toe, maar ons gaan in Jonsfontein bly. In Jongensfontein bly in Stilbaai, dis baie mooi. Ja. As jy by die huis is, né? Wie is die kwaaiste jou ma en pa? Is jou pa bang vir jou ma? Nee. Ek dink pappa is kwaier, maar mamma gee harder pak slaap. Ah, jy weet dit. Ek kan net mishandeling kan ek sien. Nou daar. Dis die groppe julle.